Ja, dit is as jy woord soek om mee te preek en jy vra die Here en jy hoor nie waaroor jy moet preek nie. Dan raak jy al bekommerd. Karen het my Vrydag gevra, preek jy nie Sondag? Ek sê ja, ek sê waaroor? Ek sê ek weet nie. Ek weet nie. Maar die Here het my voorsien van 'n woord, ek dink regtig. Het jy ook al so gevoel dat die Heilige Gees vir iets sê en sê, regtig, Heilige Gees, regtig, moet ek dit doen? So ja, ek dink sommer nou aan broers wat ek gesê het, ekskuus, vandag pak ek op almal. Ou broers gesê, ek moet maar oor 'n pastoor nie man. Ons sal een kry. Dis eintlik lekker so 'n pastoor want elke keer is hy iets nuuts. Elke keer is 'n ander wat preek en hy doen iets anderste. So ja, vanmôre is ek 'n besonder of 'n woord waar ek gaan praat, meer in die sielkundige lyn. Ek weet nie of dit 'n voordeel of nadeel is nie. Môre is dalk 'n dokter in ons gemeente en hy praat oor die hart, of was ook al. Ja, en is dit toevallig dat Brian bid bestraf die negatiewe gedagtes. Sê ek, okay, Here, daai is 'n lekker sein. En hy sê ook die negatiewe woorde in Urania. Ja. En dis meer van my preek ook gaan vandag. Ek gaan praat oor die brein. Ek gaan 'n bietjie weer vandag oor die brein. So ja, die brein wat negatiewe denke ontvang. Wat doen dit in jou brein? So ek gaan praat oor jou kop vandag, alright, en jou geloof. Baie pastore praat oor jou hart, alright, en daar's niks verkeerd daarmee nie, okay? Jy gee jou hart vir die Here, maar ons hou ons koppe vir onsself. Ja, dis 'n privaat ding, tussen jou en jou kop. So baie Christene hou hulle koppe vir hulle op self. En hulle verander nooit nie. Ek hoor baie keer wat mense sê, ja, oor dieselfde ding wat hulle sê, weet jy, Suid-Afrika, weet jy, as hulle dit kan doen, en dit kan verander, dit gaan nou slegte. Oor en oor, negatief, né? Eskom gaan nou beter. Dankie daarvoor. Maar hoe het ons nie oor Eskom gepraat nie? Al die negatiewe woorde, ekskuus. Die negatiewe woorde en rugby, as dit sleg gaan met die rugby, dan sit jy afgerigter. En so gaan dit aan. En dan op die einde sê hulle, maar weet jy wat? Net die Here kan ons help. Net om onsself te help. Maar dis nie waartoe ons moet beweeg nie. Dit is nie. So kom ons praat 'n bietjie oor die brein. Hoe wonderlik is die orgaan wat Jesus ons gegee het. Jou brein is 2,4 kg in gewig, waarvan 1,4 kg 20%, as ek nou reg doen, ja, 20% van jou liggaam se energie gebruik. Jou brein lewer tussen 20 en 25 kilowatt, as jy dit omsit in elektrisiteit, energievelde. So, daar is 3 mites oor die brein, wat ek gou 'n bietjie met julle wil deel. Dalk weet julle dit nie. Jy het ook seker gehoor van, die eerste mite is jy gehoor het van ouer mense, of selfs jou oupa, sê vir jou, my kind, en wanneer jy een ding sê, jy gebruik net 10% van jou brein. Net 10%, dis al wat jy gebruik. As jy kyk na partykeers na mense, dan kan jy dink hulle gebruik net 10% van die ligte is die aan. Maar navorsing het bewys nie, as jy in die oggende wakker word nie, as jy opstaan, as jy jou oë oopmaak, dan het jy reeds 75% van jou breinkapasiteit bereik. Right, so nie 10 nie. Dis ook 'n mite, dat slimmer mense hulle brein meer gebruik. Dit is nie so nie. Mite nommer 2. Ons verloor outomaties breinkapasiteit. Ek raak al meer veeragtig, ek kan nie lekker onthou nie. Dit wat 10 jaar gebeur het, kan ek nie onthou nie. Dis so lank terug. Is dit waar of is dit nie waar nie? Dis nie waar nie. Enigste plek waar waar is jy 'n breinafbrekende siekte, dan is dit waar. Dis wel waar dat soos jy ouer word, 70, 80, 90,
verloor jy 20% breinkapasiteit as jy ouer word, alright? Nee. Maar jou navorsing bewys nie, al word hy kleiner, dis soos mense wat korter word, alright? Al word hy kleiner, dat jou intelligensie nie, is nog steeds dieselfde. Die vermoë van jou brein is nog steeds dieselfde, al het hy kleiner geword. Wat ek nou? Okay, daar is wel aanduiding dat jy minder kan onthou. Daar is wel 'n aanduiding. Soos wat jy ouer word, dat jy wel bietjie minder onthou. Maar dit is net vir jou wat harder moet werk. Meer goed moet doen met jou brein, sodat daai funksie behou kan bly. Dan gaan jy nie minder vergeet en minder onthou nie. Ons almal word oud. En ek gaan dit verduidelik in 'n plus en 'n minus rigting wat jy in beweeg. Die plusbrein nie, bly dieselfde wanneer jy lees, wanneer jy boeke lees, wanneer jy studeer, wanneer jy kreatief dinge doen. Met ander woorde, ons het nou hierdie besigheid, maar kan ons nie iets ekstra doen nie. Begin kreatief dink, vorentoe dink. Jou wandeling saam met die Here, met ander woorde, wat jy lees, Bybel lees, ontdek meer, alright, stimuleer die brein. En jou nuuskierigheid, wat jou oopstel soos 'n kind, om meer te wil leer. Ja, soos, was Marianne. Hoe is dit jy? Ja. Ek dink so van jou, wat, as jy daai wow kry, of jy hoor iets, ek wil dit gou gaan ondersoek, jy weet, ja, praat die waarheid, en dan begin jy 'n video kyk, en dan goed kyk, en jy leer meer, en jy leer meer. So jy as persoon bly dieselfde, terwyl jou brein groei, in die positiewe rigting. Die negatiewe rigting is, jou boeke, jy lees nie boek nie, jy stel nie aan belang, jy leer nie, jy lus daarvoor nie, jy kyk eerder nuus, elke 7 uur aand kyk jy nuus, of jy luister nuus, en dit jaag in elk geval die bloeddruk op ook, dit is ook 'n negativiteit. Ja, wat baie interessant is, daar is nie 'n vers in die Bybel wat sê, jy moet 7 uur nuus kyk nie. En jy al gedink, as jy elke keer wat jy nuus wil kyk, en sê, weet jy wat, vergeet die nuus, ek wil 7 uur, wil ek Bybelstudie doen, elke 7 uur. Nou gedink, wat 'n verskil gaan dit in ons land maak, en in jouself ook. Niks fout om die nuus te luister nie, en ons moet weet aangaan in die wêreld, maar Christene is deesdae meer geïnteresseerd wat gaan met die wêreld aan, as met God se wêreld. As jy jou brein vasvat, en werk met jou kop, as jy jou brein vas, as jy nie jou brein vas en werk met jou kop nie, gaan jou kop jou gal vir jou werk, en gaan jou brein aangaande verloor. So as jy nie jou brein aktief hou nie, dan gaan jy brein oorvat. Dalk moet ek dit sê, ek dink dit is nog hier in, is dat jou brein reageer op jou gedagtes. Alright, hy funksioneer. Dit wat jy dink, neem hy in, gaan in die verskillende dele in jou brein in, en dit word aktief. Okay, natuurlik is jou gedagtes en jou brein gekoppel met jou hart ook. So, dis wat gebeur. As jy nie gedagtes het nie, of jy sit net by die huis, jy dink nie vorentoe nie, daar's geen gedagtes, of gedagtes geminder, begin jou brein oorvat. En hy begin vir jou dink. Ek dink ek gaan dit nou sê ook. En dis gevaarlik. Okay, so, mythe 1 is, jy gebruik nie 10% van die brein. Mythe 2 is, as jy ouer word, onthou nie baie nie, of jou kapasiteit word minder, of jy vergeet minder. Mythe nommer 3. Die mythe nommer 3 is, dat ons nie kan verander nie. Navorsing het 2000 jaar terug het hulle uitgevind dat jou brein plasties is. Met ander woorde bedoelende, jy kan groei verander in jou brein, dit kan gebeur, en jy kan anders te reageer op goed. Jou brein kan dit doen, as gevolg van jou gedagtes. Jy het al baie mense gehoor, wat sê, weet jy wat, ek is so gemaak en so laat staan.
Ek wil so bly. Jy kan die persoon dalk glo. Jy kan dink is die waarheid, maar God gaan dit nie glo. En God het jou nie so gemaak nie. Hy het jou geskaap om dit te doen. Dis jy wat koud word. Ek glo met my hele lewe, in 2 Korintiërs 3 vers 18, dat die Here besig is om ons te verander van heerlikheid tot heerlikheid. En hy doen dit ook met ons kop. Ek het nou nie daar gesê, ek gaan hom net vir jou lees. 2 Korintiërs 3 vers 18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in spieël, in die heerlikheid van die Here aanskou, hoor nou hierself, word ons van gedaante verander, kan ook jou denke insluit, na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Alright, ons is nou by die brein, 'n bietjie biologie, ek weet nie wie kan onthou nie, ek gaan 'n bietjie oor die brein praat. Jou 'n breinsel groei in verskillende tentakels. Hulle noem dit axons of ook neurons. Alright. Ons het tussen, hoor mooi, 100 miljoen breinselle tot 2,3 miljard breinselle. Alright. Meeste wetenskaplikes praat van jou normale mense het ongeveer 100 miljoen breinselle in jou brein. Elke sel, elke breinsel van 'n miljoen, elke breinsel groei daar 'n axon of dendriete. En elke breinsel kan tot 1000 uitgroei. En 1000 koneksies maak binne sekondes. So dis hoe vinnig jou brein werk. Terwyl jy nou na my luister is jou breinselle besig om nuwe koneksies te maak. Dit wil jy nou inneem en luister. Right, dit is positief. Begin julle nuwe koneksies maak en navorsing het agtergekom as jy mense stimuleer, nuwe inligting blootstel, as jy vir hulle kreatief leer en veral as die persoon sê, aha, soos Marianne. Ek het nie geweet nie. Bou jou breinselle 2600 sinapse wat hy vorm binne sekondes. Gewoonlik so 1500 van hulle bly aktief as jy hulle aktief hou, die ander gaan dood. Sinapse, die wat jy dit weet nie, is 'n elektriese sein wat beweeg deur die neurons. By die einde van die neuron word 'n chemiese boodskap vrygestel. Hierdie chemikalie steek die klein gapentjie oor en dis die sinapse. Daar is daai gap tussen is. Hulle aktiveer dan die neuron. Alright. Ek wil gou vir julle 'n kort videoetjie wys. Hierdie is van Dr. Caroline Leaf. Dis vir die studies wat ek mee besig is. Sy is natuurlik erg oor jou mind. Change jou brein. Ja. So jy kan die groei van jou brein, die manier waarop jou brein werk, kan jy verander deur wat jy dink. So hierdie is net 'n wat onder mikroskoop gedoen is wat vir jou wys die neurons van een sel. Kan jy mooi kyk nie. So as jy positief goed hoor, as jy leer, as jy lees, dan begin daai neurons te groei. Al is dit 80. Dis hoekom jy mense kry wat 'n doktersgraad op 80 kry. Ek kan altyd so sê, wat? Regtig? So dis as gevolg van die brein wat jy stimuleer en jou neurons, jou axons word nie meer en meer. Okay, ons het nou gekyk na die mites. Kom ons kyk na 'n paar probleme in jou brein. Heel eers, jou brein is nie jou vriend nie. Hy is jou vriend, hy werk vir jou. As jy nie ingryp in jou brein nie, gaan jou brein vir jou besluit. Hoe moet jy dink? Hoe moet jy voel? En hoe moet jy leef? Jou brein wil sin maak in die lewe. Hy soek betekenis. So as jy nie met hom kommunikeer nie, dan doen hy sy eie ding. Daar het een keer 'n vrou by my berading gekom, ja, sy het die snaakse idee gehad oor God. Heeltemal van die pad af. En ek het vir haar gesê, maar dis heeltemal verkeerd om so te redeneer. Sê sy, maar dit maak haar rustig. Sy voel goed daaroor en dis al. Dis vir haar belangrik dat sy goed voel.
of dit nou reg is of nie. Die vraag is nie of sy goed voel oor wat sy oor God dink nie. Die vraag is of die Bybel goed voel oor wat jy oor God dink. Dit gaan nie oor jou nie. Glad nie. Ja, dit maak haar rustig om so oor God te dink. Dis wat sy gesê het. Jou brein kan selfs nie, as jy in verkeerde rigting ingaan, of as jy nie die Bybel lees, kan hy self vir jou 'n godsbeeld skep, dat jy nie ongemaklik is oor die Here nie. Die brein wil alles gemaklik hê. Jou brein het die kapasiteit om jou denke weg te hou van jou brein. Jou brein wil jou laat dagdroom, en hy wil nie laat dink nie, en dit maak hom en jou boeg. Informasie en kennis ook verander nie mense nie. As jy met jou brein praat, as jy gedagtes het nie, begin jou brein 10 miljoen vinniger reageer op gevoelens. So voordat jy, dit is ook so 'n wonderlike orgaan wat ons God gee het, so as jy nou iets wil dink, voel jou brein al aan. Wat gaan jy dink? Hy tel emosies op 13.000 van 'n sekond. Tel hy al die emosies op. Teen die tyd wat jy dink, het jou brein alreeds dit gevoel. Jou gevoelens is diep deel van jou brein. Jou brein, hier is ook baie interessant, gaan oor die negatiewe woorde. Jou brein is ook meer ingestel op negatiewe goed, op negatiewe woorde. Sterk negatiewe stimuli skep meer aktiewe in ons brein. En julle gaan nou sien hoekom, as positiewe stimuli. Met ander woorde, as jy gelyktydig 'n negatiewe en 'n positiewe boodskap het, gaan jou brein meer aktiveer op jou negatiewe boodskap. Want dit is ingestel op. Mense is ook lief om eerder negatiewe nuus oor te vertel. As jy nie jou brein reg bestuur nie, maar dit maak jou negatief, maar ons kan dit verander. Daai negativiteit kan nie verander. Negatiewe impulse, hoor my, negatiewe impulse van mense vorm ons opinies meer as positiewe impulse. Ek gaan 'n voorbeeld ook gee daarvan. Dit is scary. So my eerste indruk van mense skep dadelik 'n prentjie van wie die persoon werklik is. Don't judge a book by its cover. As jy 'n persoon sien, alright, of van 'n persoon hoor, dan skep jy dadelik 'n prentjie. Dit is nie billik om 'n persoon te meet wat jy gister van hom gehoor het nie, want jy laat toe dat jou brein jou bedrieg. En weet jy, dit gebeur in kerke ook vandag nie. Iemand vertel jou van 'n persoon wat in die kerk is nie, wat jy nie geweet het nie. En dan sê, wat? En nou is in ons kerk. Ek glo dit nie. Ek kom trek. Ek wil nie saam met haar wees in dieselfde kerk nie. Ek waai. Alright. So ek bedoel, wat kom doen jy? Wil jy mense tevrede stel? Wil jy almal van jou? Of is jy vir God? En dit vorm baie. Selfs by jou werk of ander mense vertel van 'n persoon wat dit gedoen het. En dit is negatiewe woorde, nie? Vertel jy van 'n persoon wat dit gedoen het. Alright? Nou wil jy wil nie eens met daai persoon praat nie. Jy kan ook vir my woord bring, maar jy gaan nie. Jy wil niks met hom te doen nie, as gevolg van jy gedoen het. Negatiewe woorde wat gespreek word. Ons het ook meer negatiewe woorde as positief. Negatiewe taal het 'n groot invloed op jou brein. Ok, jou limbiese brein wat agter sit nie, by jou amygdala, alright, tel dit eerste op. Hy tel dit voor jou hippocampus sit voor. Alright, hy werk met jou denke en prosesseer dit ook. En alles wat jy dink werk hy. Maar jou amygdala tel dit eerste op. Alright, gaan sien nou hoekom. Jou amygdala is ingestel om vrees te sien, en as hy dit optel, so heel eers stel hy dit op, alright, hy skei dan kortisol af, en dan aktiveer die neurotransmitters, en jy is dan reg om te vlug, te vries, en te veg. Alright. So hy tel hy vrees eerste op, om jou te beskerm, alright, want dis negativiteit.
Hy tel dit eerste op en hy sit jou in veg, vlug en vrees. As jy die hele tyd met mense negatief praat, vat jy hulle in 'n negatiewe brein. So, jy besef dit nie. So as ou jou iets vertel, dis ook maar altyd, ek het al van mense gehoor, ek weet nie wat, ek wil nie daai storie hoor nie, ek wil daai kinderstorie, ek wil dit nie hoor nie. Want daai persoon beskerm sy brein teen dit wat die persoon wil sê. En dit het 'n invloed op jou. As jy heeltyd na mense negatief praat, vat jy hulle in die negatiewe brein in. En die skade op die brein maak dit dat jou brein van 'n hoër vlak na 'n laer vlak toe gaan in die veg, vlug en vrees denke toe. Met ander woorde, dit het 'n groot effek op hoorders ook. So jy wat dit spreek, het 'n effek op jou, ook 'n effek wanneer jy spreek negativiteit. En die persoon wat dit hoor, het ook 'n groot effek daarop op sy brein. Nou hoor jy wie interessante, ek het die een geweet, maar die ander een geweet nie. Ek het raak gelees dat een negatiewe gedagte wat jy hoor, 'n storie wat jy hoor nie, vat 21 dae om met jou brein te gaan. Ja. So jou brein is toksies nou van 'n negatiewe woord wat gespreek het. So jy sit nou met hierdie negatiewe gedagte. En onthou, jy's nou in veg en vlug as gevolg van hierdie negatiewe gedagte. So jou brein stoei met dit. Onthou as jou brein stoei met 'n ding, nê, affekteer dit jou optrede. Ja, want jou brein gee vir jou, hy wag vir jou gedagtes, neem dit in. God is ons verlosser, hy het vir ons gekruisig, hy neem dit in en jy leef dit uit. Dan sê hy, "Pel, jy moet jou hart vir die Here gee, hy het vir jou gesterf. Al is jy sonde." Jou brein het dit opgeneem en jy begin optree daarin. Die ander ding is, dit vat 13 positiewe nuwe woorde, nuwe goed wat 'n ou jou vertel nie, voordat jou brein dit registreer. So die 14de een wat jy hoor, onthou jy dit weer. So ou sal, as jy nou 'n negatiewe gedagte het in jou brein, en iemand vertel jou iets nice, iets opbouend, gaan jy hoor, en ja, okay, dis goed, en jy gaan daarvan vergeet. Want die negatiewe gedagte onderdruk dit. Ja. Maar die 14de een, gaan jy sê, hey, hierdie ou, yes, hy's 'n goeie punt. Ek moet aandag daaraan gee. Ja. So die eerste 13 gaan jy sukkel mee. Want die negatiewe gedagte het oorhand. Hoekom het hy oorhand? Want die amygdala vat beheer oor dit. So die nuwe inligting wat jy kry, druk hy uit. Want hierdie negatiewe gedagte het meer invloed op jou brein. Okay. Alright, kom ons gaan kyk bietjie. Ons kyk gou wat doen jy as jy regtig goed lees, studeer. Wat gebeur met jou brein? Dankie, Maritza. Mathematics and quantum physics and science and neuroscience associated with this concept of consciousness and the power that is in the human mind. So in closing, otherwise I'm going to get knocked off the stage, I'll get swallowed up. In closing, you see a slide, and the slide that you see up here is of a neuron that is growing. So we're getting some neuroscience here, and as you're listening to me now, this is obviously speedy, this is obviously slowed down. This is what you're doing. You have the ability, the power. Look at the power that you have. By your perception of an event, you influence the way that your genes express. You are creating matter, you see on that slide. And that matter, when you direct your attention, will grow and turn into a habit and will influence what you say and what you do. No matter what the situation is that you have gone through, that you have experienced with people that you're counseling or helping, there is always hope when you understand the power of the mind to change the brain and the mind to create matter. Thank you. God bless. So negatiewe gedagtes wat jy het, laat nie die neurons groei nie. In feite, hulle gaan dood. Alright. Maar hulle kan weer, ek weet hulle kan weer groei, nuus kan weer gemaak word. Die enige manier wanneer 'n breinsel doodgaan en nie weer produseer nie, is wanneer jy dwelms gebruik. Dis hoekom mense wat lank dwelms gebruik, ja, maar ek moet dit maar nou sê, mense wat lank dwelms gebruik het, is maar 'n bietjie stadiger. Ja, hulle dink 'n bietjie en sê iets en dan is na 'n rukkie dan kom hulle agter wat jy gesê het of tree op omtrent. Dan jou breinselle gaan dood van dwelms. Kyk, kom ons kyk bietjie na die Bybel. Paulus baie oulike dinge geskryf oor die brein. Efesiërs, wat jy mag gooi.
Efesiërs 4 vers 17 tot 18. Dit sê ek en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene nie, ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand, gedenke, en vervreemd van die lewe van God, deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart. Paulus sê, julle moenie dieselfde doen as die heidene nie. Paulus kyk wat gebeur in jou kop. Hy was reg daaroor. Vir al die kronieke, en mense wat ek mee gewerk het, is dat hy wil mense se siening oor Jesus Christus verander. So met jou denke verander. Paulus sê, kyk wat gebeur in jou kop. Dis soos 'n nie-gelowige. Dan dink jy aan goed wat nie God aanstaan nie. Paulus skryf in Kolossense 3 vers 2. Paulus sê, skuif jou kop. Hy was heeltemal besig om die Christene sy aandag te skuif. Jy weet, op Christus. Hy het nie net in die hart gewerk nie, hy het met jou kop ook gewerk. As jy sinvol wil lewe, moet jy Christus sien. As jy jou gedagtes skuif, gaan jou oë oop vir God se wêreld, en min Christene skuif hulle kop na Christus toe. Paulus sê ek in groot woorde, want julle almal ken Romeine 12 vers 1 en 2, 'n baie bekende vers veral vir 2. Kolossense 3, ek het hom nou, Kolossense 3. Bedink die dinge wat daarbo is en nie wat op die aarde is. Dis en Paulus het baie daarop gefokus. Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan, broers, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, die vernuwing van julle gedagtes, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevalle en volmaakte wil van God is. God wil hê jy moet jou denke verander. God wil hê jy moet meer na hom dink. God wil hê jy moet positiewe goed dink, sodat jou brein jou kan aktiveer om goeie goed te doen. Nie net vir ander mense, maar vir God ook. God sê, as jy jou kop verander, ken jy God. 1 Korintiërs 14 sê Paulus, julle kan dink soos Christus. Hy wil hê, Jesus wil hê ons moet dink soos hom. Jy kry dus Christus se gedagtes. Daarom sê Paulus vir die Korintiërs, 2 Korintiërs 10 vers 5, neem elke gedagte gevange. Martin Luther, daar het ek het die laaste deel sommer vir jou opgesit, so jy kan daar volg, of jy kan na my luister net soos jy wil. Maar Martin Luther, hy het hierdie verstaan nie. En hy het altyd gesê, as jy sonde het, hardloop na Christus toe. Skuif jou fokus na die Here toe. Hou jou gedagtes op Christus, veral as jy verslawend is. Want Satan nou jou weg. Ek gaan nie vandag aan drank en dwelms dink nie. Met ander woorde, jy verander jou denke. Want as jy sê, ek gaan ophou rook, vandag gaan ek ophou rook. Wat doen jy? Jou brein tel dit op, alright? Hy verwerk, prosesseer dit, en hy gee dit deur in jou liggaam, jou lede. En jy wil ophou rook, en dan bly dit by jou, jy wil ophou rook. Was ek nou? Moenie ook te veel sonde praat nie. Jou brein tel dit op en dan wil jou denke net daaroor praat. Amazing, jou brein is so sensitief op wat jy dink nie. Baie, en dit het 'n invloed op jou aktiwiteite en natuurlik op jou hart ook. Ons leef nou in die Nuwe Testament, jy sal agterkom, baie interessant dat in die Ou Testament praat baie oor sonde. Ek weet ek en Karen is nou baie besig in die Ou Testament ook. En dit is vir ons verskriklik, as jy hierdie sonde doen, moet jy doodgemaak. As dit word jy doodgemaak.
Dit was erg in die Ou Testament. Hulle praat meer as in die Nuwe Testament, van Christus se skouers was breed genoeg om die sonde op hom te neem. Ja. Die sonde, die vloek, het hy vir ons gesterf. Dis hoekom klaagliedere kry ook net in die Ou Testament, nie in die Nuwe Testament nie. Paulus sê vir die Christene, julle gaan baie swaar kry. En julle moet vir die Here dankie sê daarvoor. Dat julle vervolg word. Ja, dis is een ou, een keer ook vir my gesê dat, jy weet, jy het bevryding doen. Ek wil net vir een ding sê, die demone praat oor jou. Sê ek maar baie dankie daaroor. Baie dankie daaroor. Ja. As jy wil vervolg word, dan moet jy weet, jy is in lyn met die Here. Jy weet, jy doen iets reg. So, moet jy Christus gaan net aan. As hulle so sê, dan doen jy die regte ding. Ja, jy kan dan lees in 1 Petrus 1 en Jakobus 1. Wees baie bly as jy swaar kry. Regtig, dit is so. Nuwe Testament sê, skuif jou kop en raak met Christus besig. Bring jou lewe jou nader aan die Here. Skuif jou kop, skuif jou gedagtes elke dag. En ek dink altyd so, agter my is die kruis, dis verby. Agter my is die kruis, bo is Jesus wat sit op die troon. En voor my is die kroon. Wat ons moet vooruit sien en dan leef. Ek rig my oog daarop. Paulus sê in 2 Korintiërs 4, moenie julle oë rig op die wêreld nie, julle gaan moedeloos word. Rig julle oë op die dinge wat voor julle is. Paulus sê daarom word ek nie moedeloos nie, want sy fokus was reg, sy gedagtes was reg gewees. En dan sê Paulus, onder my, in 1 Timoteus 2 vers 19, staan ek op 'n fundament, hy haal ook van die Numeri aan. Jesus ken die wat hy losgekoop het. So agter my is die kruis, bo is my is die troon, voor is my die kroon. En onder my is Jesus se fundament. En ek is self die tempel van die Heilige Gees. Ek is die tempel van die Here. Ons brein, of dit iets interessant, ons brein kan binne 72 uur bane vorm. En binne 21 dae is jou blindsprinter net. Jy moet net toelaat. Jy moet hom net toelaat as jy jou gedagtes op Christus rig. Paulus sit in die tronk en skryf van sy laaste briewe. Filippense 4 vers 4 tot 8. Dit is ook die brief waar die woorde vreugde die meeste voorkom. 16 keer skep Paulus nuwe taal. Hy vreugde. Hy praat oor vreugde. Wat is dit? Dit is positief. Dit is positief. 16 keer. En dis waarop hy gefokus was. Ons het vir mekaar gesê, meeste mense se brein het meer negatiewe woorde. Paulus het al meer woorde vir vreugde as negatiewe terme. Kom ons lees Filippense 4 vers 8. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Kom ek lees net weer, vers 8. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, alles positief. Nee, oor wat sê dan, watter deeg en watter lof daar ook al mag wees. En dan sluit hy af in daai vers, bedink dit. Kry dit in jou gedagtes, verander jou gedagtes, dink daaroor na, dink oor wat jy vir mense sê. Dit is belangrik vir God. Ek sluit af, ja, met Paulus se geheim, wat ek self dink, omdat hy so 'n passie het, om mense na Jesus te lei, en gedagtes te verander, dat hy wie Jesus is,
wat en wie hy is. Kry jou kop reg, en as jy nie reg kry nie, gaan jou kop dit vir jou bitter moeilik maak. Met ander woorde, jou brein gaan begin oorvat. As jy nie jou kop goed kan gebruik nie, gaan jy in 'n baie slegte voorbeeld wees van hoe 'n gelowige behoort te lewe. Mag die Here ingryp in ons gedagtes en dit nuut maak. Amen. 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 Ek hoop julle het iets geleer. Dat ek wil net hier met attent word dat wanneer mense negatief praat en trek, die Here wil nie jy moet luister nie. Verander jou brein, verander jou gedagtes, jy skei kortisol af, jy soek dopamine, serotonien, wat Brian en Ritsag kry nou in Jeffreys Bay. En dit laat jou goed voel. Dit laat jou goed voel, ja. So, dis is so belangrik, bedoel, die Here sê ons moet dit bedink. So, hy is ernstig daaroor, ja. Hy is ernstig oor jou hart, maar hy is ernstig oor waaroor jy dink, wat jy dink, jou denke. En, maar nie ding as jy ouer raak, jy weet, ouer nie, gaan vorentoe. Doen iets vir die Here, van, ja, studeer, doen iets wat jy nog altyd wou doen. Ja, goed, dankie julle. Here, dankie vir hierdie woord, Here. Ja, al het ons bietjie biologie gedoen, 'n bietjie oor die brein gepraat en die sinapse en die neurons en die transmitters, Here. Gaan nie eintlik daaroor nie. Het gaan oor wat U wil hê ons moet dink oor. En nie wat negatiewe gedagtes, wat se geweldige invloed het ons op ons brein, Here. Dat ons sal uitgaan by daai deur en sê, Here, vernuwe my gedagtes volgens Romeine 12 vers 2, Here. Want ek nou nie net vir myself positiewe ding spreek nie, maar ook oor ander. Dat ek minder negatiewe gedagtes het. Want daai persoon wat dit hoor, het ook 'n negatiewe effek op hom. Heilige Gees, ja, ons is so afhanklik van U. Ons is so afhanklik hier. Heilige Gees, kom waarsku ons. Kom gee ons die kennis. Kom lei as die mense is wat hier sit en het nog nie 'n doel gevind nie, Here. Dat elkeen sal bid, sê Here, ek is 60, 70 of wat ook al, 40. Sê vir my, wat moet ek doen? Wat wil U hê moet ek doen, Here? Sodat ek dit kan doen vir U, vir een koninkryk en ook so deur my gedagtes verander en dit my sal stimuleer, my sal stig en dat my brein sal verander. Caroline Leaf het so gesê dat jy kan jou groei in jou brein kan nie verander. Jy kan die manier hoe jou brein dink kan nie verander deur jou gedagtes. Here, help ons daarmee dat ons dit aanleer en dat U vir ons wys die verskil in ons lewe en dat ons hier kom staan en 'n getuienis gee. Ja, dat U nie net mense gesond maak, mense met 'n drukkie kan verander van satanisme tot 'n bloedgewaste kind van God nie. My kan ek ons gedagtes verander. Ja. Nou, dankie daarvoor en ek bid vir 'n geseënde week vorentoe, Here, en wees by almal, beskerm ons, Here. Ek vra die engele om ons sal wees, Here. Vir dit alles in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen.